Ja, goeiedag. Dis vir my 'n wonderlike voorreg om saam met Marlene Lou van Absa bietjie gedagtes te deel. Landbou moet lewe en ons is almal rolspelers in die waardeketting. Ons as boere maak natuurlik aanspraak daarop. Dit is die nodale punt waar rondom alles draai, maar ons kan nie sonder ons finansiële instellings en ook ander rolspelers in die waardeketting uiteindelik die kos op die verbruiker se tafel sit nie. En daarom het elkeen 'n rol te vervul en veral ons finansiële instellings in uitdagende tye. Nou ons beleef altyd en ons het groot waardering juis vir al hierdie rolspelers, Absa vir julle spesifiek ook ten opsigte van hierdie baie boeredag, geleenthede soos ons kan op die ry afgaan. Daar's hierdie boeredag, daai hooidag, maar dan ook plekke soos Nampo wat nou baie hoog aangeslaan word en ek dink dit is amper die kroonprins van die geleentheid vir almal om bymekaar te kom en daar word antwoorde uitgewerk. Alles aan nie eers vra nie, nê. En ek dink dis 'n wonderlike geleentheid. So Marlene, baie welkom en dankie dat ek bietjie met jou gedagtes kan deel. Dankie Benny, dankie vir julle tyd. Ek is bly om hier te wees. Ja, baie dankie. Marlene, ons is nou weer in hierdie hele tyd sit ons rondom die Nampo ding en ek wil bietjie dat ons vandag rondom hom as 'n voorbeeld fokus ten opsigte van die belangrikheid van om bymekaar te kom, nuwe kennis en nuwe tegnologie te soek en te gaan kyk. Nou, as jy nou maar gaan praat van die landbouomgewing, dan het ons maar voortdurend brandpunte en knelpunte wat sy kop uitsteek. En wat sou jy sê is rondom die boerdery vandag die grootste brandpunte? Ja, Benny, ek dink daar's 'n paar, maar om te fokus op klimaat is seker dink ek redelik vars in ons almal se geheue, die hitte en droë toestande wat ons in Maart en Februarie gehad het. So ek dink dit het regtig die klimaatskwessie hoog op die agenda geplaas. As jy rondkyk in die res van die wêreld, ons sien in Brasilië was daar groot vloede wat graanpryse beïnvloed. Europa het die warmste somer verlede jaar gehad. Daar's klomp klimaatkwessies wat daarop dui dat klimaat toenemend belangrik gaan raak en ek dink dit is baie belangrik vir al die rolspelers in landbou om te dink hoe gaan ons produsente posisioneer om met groot veranderinge in klimaat te kan byhou of te kan tred hou. En dan ook natuurlik hoe kan landbou hulle rol speel om klimaatsverandering te beperk. Dan dink ek natuurlik die ander kwessies wat al vir 'n paar jaar hoog op die agenda is ons logistiek, hoe ons spoorweë en hawens presteer. En ek dink daar het ons oor die afgelope paar maande verbeteringe in kwessies soos die hawens gesien, so ons is tog optimisties. En dan natuurlik water. Ek dink daar's 'n hele nuwe beleidsaksie rondom water, maar ook die toestand van waterinfrastruktuur is vir alle rolspelers in landbou op die oomblik 'n groot brandpunt en iets waaroor ons moet begin gesels om oplossings te probeer ontgin. Maar weet jy Marlene, as my so oor hierdie goed praat, dan sit harde realiteite vir ons vandag in Suid-Afrika en dit speel hard in op die landbouomgewing, maar eintlik ook so op enige besigheid. En die resultate van al hierdie dinge wat ons vir mekaar so sê, bring jou by een ding uit en dit is die winsgewendheid wat onder druk kom. En dit maak dat die begrip volhoubaarheid bietjie iets anders tafel toe bring. So ons het 'n paar goeie uitdagings binne in die landbouomgewing, juis as gevolg van die gevolge van al hierdie brandpunte wat jy noem. En 'n mens kan daar nog lekker uitgebrei het, maar dit beteken dat ons graag wil boere volhoubaar in produksie hou. Dit is so belangrik vir stabiliteit in die land. En dit is hoekom die kundigheid in die waardeketting so belangrik is om koppe bymekaar te sit om antwoorde te kry. So ons sê vir julle dankie ook vir die rol wat julle speel. Nou Marlene, as julle by 'n Nampo sou wees dan ten opsigte van julle deelname daar, waaroor is dit vir julle belangrik as Absa om geleenthede soos dan nou Nampo te ondersteun? Benny, ek dink jy daaraan geraak. So georganiseerde landbou en dan natuurlik geleenthede soos Nampo bied vir produsente geleenthede om blootgestel te word aan nuwe tegnologie, om bietjie skouers te skuur met ander produsente wat dieselfde kwessies in die gesig staar en dan natuurlik aan aktuele gesprekke deel te neem en hulle insette te gee. En ek dink al drie hierdie fasette is baie belangrik om die industrie vorentoe te vat, by geleenthede, maar ook in 'n georganiseerde landboustruktuur.
En daarom is Absa opgewonde om by georganiseerde landbou en by geleenthede soos NAMPO betrokke te wees, maar groter as dit om die industrie te laat vooruitgaan, dink ons dit is belangrik om georganiseerde landbou te ondersteun. Lien, as ons kyk na Suid-Afrika en ek dink ons kan dit amper internasionaal ook kyk, tans die wêreldekonomie, maar kom ons los hulle uit, ons praat Suid-Afrika, is ons ekonomie nie waar ons wil hy moet wees nie. Daar is nie genoeg groei nie, dit bring 'n groot klomp dinge teweeg. Daar is nie genoeg besighede wat suksesvol is nie, wat werksgeleenthede skep nie, die werkloosheid en die armoede daaraan gekoppel, bring weer groter misdaad, so dis 'n bose kringloop. Hoe sien julle van Absa se kant af die vooruitsigte in hierdie goed, al hierdie tentakels bymekaar ingevleg? Jy weet, hoe sien julle die vooruitsigte vir die landbousektor op die oomblik soos dinge nou staan? So Benny, as ek daaroor moet praat, verwys ek altyd na die Agbiz Agribusiness Confidence Index, en ek dink wat oulik van daai indeks is dit wys vir jou, as jy 'n terugskouing vat oor hoe mense oor agribesigheid of landbou dink, wat is hulle sentiment? En ons het oor die afgelope 2 of 3 kwartale gesien dat die sentiment in die industrie regtig negatief is. En dit is as gevolg van die kwessies wat ons al aangeraak het vroeër in die gesprek, die droogte, die kragonderbrekings, ons logistieke infrastruktuur wat 'n probleem is, marktoegang ensovoorts. Maar ek dink tog van ons kant af begin ons, as ek die Engelse woord kan gebruik, green shoots sien. So tipies waar daar elemente is waar ons wel 'n draaipunt gesien het. Ek sal 'n paar vir jou noem. Tipies in ons hoofwoorde uitvoerindustrie soos sitrus het die produsente baie swaar gekry in 2021 en 2022 en dit was grootliks as gevolg van onsekerhede in die wêreldekonomie, die oorlog wat uitgebreek het in die Oekraïne, verskepingsritmes wat geaffekteer is. En ek dink dit het regtig die winsgewendheid in daai industrie baie onder druk gesit. Maar ons sien nou die markte het herstel, daar is die uitsetpryse het wel begin kompenseer vir die druk wat ons sien in insetkostes, en 2023 was eintlik 'n goeie seisoen vir sitrus, veral vir die harde skil sitrus ouens in die noorde, wat ek weet ook 'n groot deel van julle lede sit in Limpopo provinsie. Ek dink hulle sal saamstem dat dit 2023 eintlik 'n goeie seisoen was. So marktoestande het definitief verbeter. En ons sien in 2024 dat ons weer 'n goeie seisoen kan hê. Alle indikasies dui daarop. Ek dink wat die plaaslike konteks betref, natuurlik het ons uitdagings soos beerdkrag. Ons het nou die afgelope paar weke verligting gehad. Maar ek dink wat dit gewys het is, wanneer ons verligting in beerdkrag sien, reageer die markte. Ons het verlede jaar bietjie die speenkallerprys dopgehou, en dit is regtig baie hard geslaan deur beerdkrag. Ek dink dit was die eerste punt van die waardeketting wat die spit afgebyt het, soos wat dit sleg begin gaan het in die res van die waardeketting. En nou sien ons dat daai stadig aan begin normaliseer en half 'n draaipunt bereik het. Karkaspryse dieselfde. So ons hoop dat soos beerdkrag met tyd uitgesorteer word, dit hierdie momentum kan onderhou. Waaroor ons bekommerd is in die lewendhawe industrie is wel dieregesondheid. Ons het nou 'n paar maande gehad waar dit goed gegaan het. Ek sien daar is onlangs 'n persverklaring uitgereik dat daar wel weer 'n uitbraak onder melkkoeie in die Oos-Kaap was, en ek dink dit is nogals iets om oor bekommerd te wees. Ons dieregesondheidsstatus is krities om daai uitvoerklep oop te maak om karkaspryse en dan die res van die pryse in die waardeketting vir vleis te lig. En ons hoop is dat dit so bestuur word, die uitbrake wat nou daar is, so bestuur word dat ons vinnig al ons markte kan heropen en weer aan die gang kry. Maar ek dink oor die algemeen, as ons vooruitkyk, is ons sentiment baie meer positief as wat dit 'n jaar of so terug was. Marina, baie dankie. Weet jy, en op die einde van die dag dan is elke plaas 'n besigheidsentiteit in sy eie reg. En daai plaas moet winsgewend wees om volhoubaar te wees.
Met ander woorde, dit beteken dat vir die een plaas kan dit dalk beter lyk, maar die buurman langs aan het dalk iewers 'n bestuursbesluit verkeerd geneem. Daar's ander omstandighede, hy dalk haal gehad en ons kan op die ry afgaan. Ja, ons ken daai goed. Met ander woorde, daar's groot klomp risiko's wat ook verdiskonteer moet word deur elke boer en dit is baie keer so dat jy dan wel kry dat 'n boer eintlik onder die verkeerde druk land, jy weet, en dit bring dan groot klomp vraagtekens tafel toe wat vir julle as finansiële instelling uit die aard van die saak ook altyd 'n rol te speel het, nee. Met ander woorde, dit gaan oor finansiering en dit gaan oor volhoubare finansiering, want dit is wat op die vandag 'n groot mate landbou laat leef. Ek is nie seker van my syfers nie, maar ek dink die landbouskuld op hierdie stadium is al hier 210 miljard rand daarom. Ek dalk my syfers oud, dalk is dit al hoër, jy weet, ek weet nie. Maar dit is iets om weet vir mense bekommerd te maak om te sê landbou moet dit gediens kry en dit beteken winsgewende besighede. So die vooruitsigte is vir ons belangrik dat boere wel daai ding kan raak sien en met entoesiasme en die positiwiteit wat ons boere altyd met hulle saamdra, nê, hierdie goed kan aanpak. Dit is so belangrik. Ek wil vir jou vra, omgewing, sosiale en bestuursfaktore is 'n belangrike oorweging vir ondernemings, ook in die landboubedryf. Dit is aspekte wat almal inspel en elkeen van hulle het 'n bepaalde invloed dat in jou besluitnemingsraamwerk hierdie aspekte dan wel in ag geneem word om moontlik by oplossings uit te kom, maar julle as finansiële instelling het hier ook 'n rol te speel. Hoe neem julle hierdie aspekte in ag ten opsigte van julle kliënte in die bank om hulle dan ook by te staan en hulle te bemagtig ten opsigte van keusemaking? Ja. So ek dink wat mense opgewonde moet maak oor die landbouindustrie is dat dit per definisie eintlik 'n volhoubaarheidsspel is. Jy wil boer om volgende seisoen en oor 10 seisoene en vir die volgende geslag nog steeds op die plaas te kan wees. En hierdie volhoubaarheidsspel raak al hoe belangriker in 'n korporatiewe omgewing ook. Absa onderteken die beginsels van volhoubare bankwese, waarin ons moet rapporteer vir wie gee ons kapitaal, hoe word daai kapitaal gebruik, is dit in volhoubare toestande, en ek dink die uitdaging wat alle rolspelers in landbou daar het, om die waarde te ontgin, is om te kan demonstreer of te kan staaf wat se volhoubaarheidspraktyke het ons in plek en hoe kan ons vir produsente die voordeel daarvan gee. In terme van klimaat spesifiek dink ek daar is baie goeie praktyke wat reeds geïmplementeer is in landbou en hier kyk banke reg oor die wêreld hoe hulle die voordeel kan van goedkoper kapitaal of beter beprysing kan gee vir hulle produsente. Maar ons ook 'n ander element daaraan, so hoe posisioneer ons produsente om veerkragtig te kan wees wanneer daar veranderde weeromstandighede is. En so al twee daai kwessies is iets waaroor finansierders in landbou baie hard dink en probeer om sisteme in plek te stel om daai waarde vir produsente te ontgin. Ek dink uit 'n sosiale konteks doen Suid-Afrika al baie om 'n inklusiewe omgewing vir finansiering te skep. Dit gebeur in landbou al vir meer as 'n dekade. En dan in terme van bestuurspraktyke of daai G waarvoor die governance staan in ESG, dink ek wat ons partykeer van vergeet is, volhoubaarheid impliseer dat jy opvolgsbeplanning moet doen en dat jy jou besigheid so moet struktureer dat wanneer iemand wegval of wanneer 'n generasie oorgee na die volgende toe, dat daai besigheid nog steeds finansiëel volhoubaar kan bestaan en voortgaan. En ek dink in daai opsig bied Absa fiduciêre dienste om produsente te bemagtig om hulle besigheidsmodel en besigheidsstruktuur optimaal te struktureer en dan ook natuurlik advies te gee aan die hand van opvolgbeplanning en hoekom dit krities is, ook vir 'n finansierder wanneer jy 'n aansoek oorweeg, wil jy weet wat is die langer termyn beplanning rondom bestuurs en eienaarskap van 'n besigheid. Marlene, as mens so met mekaar gesels en hierdie gedagtes rol so uit, jy weet, dan besef 'n mens die omvang van wat vandag om al hierdie verskillende aspekte, jy weet,
by mekaar uit te bring en uit dit uit dan 'n bestuursbesluit te neem oor 'n groot klomp goed om seker te maak dat daar uiteindelik sukses op daai plaas gaan wees. En dis baie uitdagend en daarom moet ek dink 'n boer baie keer kundigheid hê. Nou vanjaar by Nampo was die sterk fokus juis op dan ook die hele kwessie van tegnologie, die benutting van tegnologie. En dit is 'n belangrike oorweging deesdae in die landboubedryf. Wat is die impak daarvan soos julle dit ervaar en sien dan wel binne die landboubedryf? Ja, Benny, die tegnologie in landbou het natuurlik baie fasette. Ek meen net as jy dink aan genetika, is daar al 'n groot skoot wat onder tegnologie val. In ons wêreld dink ek wat ons opgewonde maak is presisie landbou is al vir jare lank in landbou gevestig. Daar's baie mense wat dit aangeneem het. Maar wanneer jy presisie landbou implementeer, skep jy 'n dataspoor. So elke kunsmistoediening wat jy doen of saadjie wat jy plant, het 'n digitale spoor iewers op 'n verskoon my Engels server of so. En wat dit eintlik ons in staat stel om te doen is om daai data te ontgin, om te verstaan hoe die dieper werkinge van 'n besigheid te verstaan en op grond daarvan finansierings of versekerings produkte te ontwikkel. So ek dink wat ons baie opgewonde maak oor tegnologie in die landbou is regtig daai digitale spasie waar data gegenereer word met die praktyke wat jy besig is om toe te pas en hoe verskillende rolspelers in die waardeketting daai data kan ontgin om effektiwiteite te verhoog, maar ook beter dienste te lewer vir produsente. So ek dink dis nie net Absa nie, dit is banke reg oor die wêreld wat besig is om hard te dink hoe om daai data te ontgin en waarde toe te voeg vir produsente. Absa het verlede jaar 'n afstandswaarnemings of remote sensing loodsprojek afgehandel. Wat ons eintlik met satelliete kyk na hoe 'n oes groei hoe 'n oes oor tyd groei. Daai tipiese sagte ware kan in 'n trekker gelaai word. So al die implemente is geïntegreer en éventueel kan ons die verskillende data sien, maar ons kan ook van ver af monitor hoe vorder 'n oes en het die ou geplant en as jy daai oor tyd monitor, dan maak dit ook jou finansiële inligting ryker. So ons kan verstaan wat is tipies 'n gemiddelde opbrengste of wat gebeur as die ou sekere reënvalprofiel het wat as daar afwykings is, hoe reageer hy? So ek dink al hierdie data wat gegenereer word in landbou het baie geleenthede en die uitdaging is om daai geleenthede te ontgin en vir die verskillende rolspelers om toegang tot die data te hê sodat ons daai kan gebruik om produkte en dienste te ontwikkel wat effektiwiteit verhoog. Weet jy Marlene, is eintlik verstommend as jy so praat en dan dink 'n mens hoe die wêreld verander het. Nee, sit jare terug toe ek nou die ekonomie bestudeer het, toe ek nog iets daarvan verstaan het, nee. Want deesdae is daar ekonomiese reëls wat ander uitkomste gee as wat ek gedink het dit sal gee, maar dit nou daar gelaat. Maar toe het ons op daai stadium vir mekaar gesê, die 4 produksiefaktore is die entrepreneur, die ondernemer, die eienaar van hierdie besigheid wat besluit hy wil daai ding doen. En dan trek hy die ander produksiefaktore, naamlik grondstowwe, kapitaal en arbeid bymekaar en hulle 4 word dan bestuur tot by winsgewendheid. Dit was tradisioneel ons produksiefaktore, maar ek dink ons gaan vandag tegnologie en mekanisasie as 'n 5de produksiefaktor byvoeg, want hulle speel so 'n wesenlike rol, nee, ten opsigte van die uitkoms van sukses al dan nie in 'n besigheid. En die harde werklikheid is dat tegnologie en mekanisasie in baie gevalle arbeid kan vervang. En dit bring iets anders tafel toe, jy weet. So mense moet baie fyn gaan bestuur. Hoe bestuur ek my besigheid na winsgewendheid toe? En dis waar hierdie goeders alles bymekaar moet uitkom. Dit is 'n baie interessante ding. Mense kan lank oor hom praat op sy eie net. Tegnologie en mekanisasie het 'n wesenlike rol te speel vandag en dan moet met groot verantwoordelikheid daarmee omgegaan word. Want ek dink baie van hierdie tegnologiese speletjies is iets wat jou geld kos, maar hy bring nie noodwendig 'n waarde of 'n winsgewendheidsfaktor by die boerdery nie. Daai onderskeidingsvermoë is ook nodig. Hier is baie waarheid hier. Weet jy, julle het die Absa Tentedorp, as mens dit so kan noem. Ek weet nie of dit die regte benaming is wat julle gebruik vir hom nie, is jaarliks 'n groot trekpleister en 'n manier om mense
dan akkommodasie te voorgee. En waarom spesifiek die inisiatief daar by Nampo? So Benny, ons het gesien, ek dink Botawil, as jy in die census data gaan kyk, het so 50,000 permanente mense. Natuurlik is Nampo Park, Botawil is die naaste dorp. En ek dink akkommodasie, gegee wat die aard of die grootte van daai dorp, is akkommodasie altyd 'n uitdaging by Nampo. En soos wat ons nou genoem het, dit is so belangrik vir baie verskillende rolspelers, maar ook rolspelers wat nie noodwendig vir 'n dag uit en tuis kan doen Nampo toe, om by die park te kom en op die verskillende forums betrokke te wees nie. So die tente dorp is iets wat 'n inisiatief wat Absa het. Ek dink hierdie jaar het ons 200 tente daar, waarin ons Absa kliënte en ander landbou belanghebbendes laat tuis gaan, wat tipies nie vir 'n dag reis Nampo toe kan gaan nie. En ons dink dit is belangrik, gegee die tekort aan akkommodasie en gegee hoe 'n belangrike datum of gebeurtenis Nampo in die landboukalender is, dink ons dit is belangrik om daai kapasiteit te skep, om seker te maak al die regte rolspelers kom maak 'n draai by Nampo en neem deel aan die gesprekke wat ons moet hê om die industrie vorentoe te vat. Dis baie interessant. Weet jy, mense kan nou lekker lank kuier en ek dink die rol wat finansiële instellings speel binne in die landbouomgewing is vir ons 'n kernbelangrike saak, en ons het baie groot waardering vir die begrip wat die finansiële instellings ook openbaar. Al voel ons boere baie keer julle moet so 'n bietjie meer begrip vir ons hê as wat julle regtig het, maar dit sal altyd so wees. Maar dit is baie waar, want ek wil vandag sê, Marlene, en ek dink dit is goed wat werklik op die tafel is by enige gesprek om al die braaivleisvure, is dat landbou is onder druk. Ons het dit vir mekaar gesê, ons erken dit. En die boer op die oomblik se winsgewendheid is ernstig in gedrang. En van Telie Suid-Afrika se kant sê ons dankie vir ons finansiële instellings. Maar ons wil ook 'n pleidooi aan hulle lewer om te sê in hoe mate kan ons optimaal en maksimaal uitreik om te help stabiliseer. En ons besef en weet elke boerdery-eenheid is 'n besigheidsentiteit in sy eie reg. En daarom van ons kant ook die pleidooi, boere gaan praat met jou finansiële instelling, gouer, hoe beter. Jy moenie wag dat die rooi ligte aangaan nie. As jy sien daar op die horison is daar 'n effens 'n skynseltjie wat rooi kan wees, begin klaar jou herposisioneer, herbeplanning doen. En ons wil vir julle sê, speel daai rol en speel hom nog groter. Ons moet Suid-Afrika se landbou laat leef. Ek dink nie daar's 'n groter bate in die land as juis 'n produserende kommersiële boer nie. Want dit is hulle wat vir die markte kos produseer en dis wat stabiliseer. En julle het 'n groot rol daarin te speel. So ons wil vir julle vra, buig daai ekstra duim agteroor om te help dat ons boere in produksie kan hou. En vir wat julle reeds doen, baie dankie daarvoor, Marlene. Sterkte vir julle. En dan wil Telie Suid-Afrika vir julle sê baie dankie vir die uitreik na ons toe, vir die ondersteuning deur al die jare. Julle is ons bankier, ons stap met julle 'n pad en ons wil vir julle sê dankie dat julle ook op watter wyse ook al kyk en hoe mate kan julle 'n rol vertolk binne in die landbouomgewing wat vir ons balanstafel toe bring. Dis so belangrik. Baie dankie daarvoor, hoor.